Goeiemôre vriende, hier op hierdie Dinsdagoggend, die 28ste Julie 2026. Mag julle sommer net 'n goeie dag hê wat vandag voor julle uitstrek. Kom ons maak dit oor toe. Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie Here dat U ons God is, dat U ons Vader is. Dat U vir ons gesterf het, dat U opgestaan het, dat U weer kom en dat U die Heilige Gees gegee het om by ons te wees. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, vriende, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Sommer terwyl ek nou hierso is, moet dink aan Louisa en aan Karika en aan Adrie en aan Sonet. Dion is oorlede nou gisteroggend, so ons dink in die besonder ook aan hulle as familie en as gesin. Ja, Dion het uit 'n lang tyd hier 'n klomp sleg goed gegaan, niere het nie gefunksioneer nie en so aan en so voorts. Maar hy's nou by die Vader, want ek en jy maar almal op pad is, vriende, né? Daarom sê ek vir mense, geniet jou lewe, vriende. Nou hoe jy dit moet geniet, né? Want ons hele lewe gaan daarom om te oorleef, om te leef en te oorleef. Leef jy te veel, oorleef jy nie. Oorleef jy dit, dan leef jy nie. So geniet die lewe wat die Here vir jou gegee het hier op aarde. Vriende, ja, dan gaan ons aan op hierdie stadium in Jakobus. Hierdie gedeelte natuurlik is Jakobus baie bekend voor, en dit is Jakobus 2 vers 14 tot aan die einde vers 26, waar hy kom praat oor glo en doen. Ons het op 'n stadium ons tema net so 'n bietjie omgedraai en gesê dit is doen en glo. Nee, jy moet doen en glo, of glo en doen. Nou was ons tema op 'n stadium ook in ons kerk gewees. Nou, Jakobus is baie oop en eerlik daar. Hy kom sê kom sê hy vers 14, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig het? Nee? Kan so in geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Nee, vriende, so dis een ding om te sê, ek het al baie vir julle gesê, om te sê jy is 'n kind van die Here, so jy sê dit, maar jy doen en later wys dit nie. Daardeur sê ek nou nie, ek en jy nou engeltjies nie, want julle weet dat in die tyd is mos nou nie waar nie, né? Maar dat ek en jy inderdaad uit ons pad uit gaan om die regte goedes te doen. Daarom kom hy sê, so gaan dit ook met geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. En dan noem hy 'n voorbeeld hier van Abraham, maar kom ons gaan net eens aan, hy sê, maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander het dade, en dan sê hy, Jakob, nee. Hy sê, goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Ekskuus vriende. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook, sê Jakobus, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy bewys dat geloof sonder dade nutteloos is? Nee, kom sê man, moet nou nie eens met my kom praat oor geloof wat nie tot dade oorgaan nie, dit is nutteloos. Moet nou nie eens met my daai gekie kom vertel nie, dis wat Jakobus sê, nee. En dan noem hy 2 voorbeelde. Hy sê, ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Hy vra Jakobus. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So jou geloof en jou dade, liewe vriende, wat jou geloof onderskryf, is onlosmaaklik aan verbonde, né? Dieselfde van God, wat God is 'n regverdige God, maar God is ook 'n liefdevolle God. Maar albei daai is deel van God. Geloof kan nie los van dade staan nie. Geloof kan nie los van dade staan nie, liewe vriende. Dade bring nie jou by die Here Jesus uit nie. Geloof bring jy by Here Jesus uit. Maar jy kan tog nie sê ek en jy is 'n kind van die Here, maar jy leef soos 'n mangerel nie. Nee, dit moet ons dan nie wees nie. En dit is wat hy vir ons kom sê hierso. Dan gaan hy aan en sê, soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien as 'n mens vrygespreek word, vrygespreek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Dan noem hy nog 'n voorbeeld.
Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond wat sy gedoen het, toe sy die verkeders weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? En dan kom sy so hierdie vers wat ek en jy ken. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof wat nie tot dade oorgaan nie dood. Vriende, ek dink ons moet vir mekaar kom sê, dat ek en jy, omdat ons het gister 'n bietjie ook oor die Heilige Gees gepraat. As die Heilige Gees binne in jou is God se dinge vir jou belangrik. Né? God se dinge is vir jou belangrik. Kan tog nou nie anders wees nie. As God se Gees in jou is, deel van jou lewe is alles wat vir God belangrik is vir jou belangrik. Dit is net 'n given. Ek bedoel, jy kan nie die Heilige Gees in jou hê, maar jy doen net jou eie dingetjies. Ek praat weer eens nie vir wanneer ons wiele afval nie. Ek weet jy's mos nog nie in die hemel nie. Ek praat oor die algemeen, liewe vriende. As jy sê jy's 'n kind van die Here, die Heilige Gees is binne in jou, moet die Here se dinge vir jou belangrik wees. En ek sê dit onomwonde om die eredienste by te woon, om die Here te kom loof en wat te aanbid. Dis God se goed wat uit die hele Bybel uitkom. Mense gereeld opgegaan na die tempel toe. Hierdie dat mense wegbly deesdae van eredienste af en maar sy eie dingetjie doen. As jy 'n kind is van die Here, is God se goed vir jou belangrik. Daarom kom sê in Hebreërs, moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, soos so baie se gewoonte is nie. Wat gebeur deesdae? Ek kom dit nou al meer agter. Ons kinders vat eintlik ons lewe oor, né? As sport deesdae op Sondag, eintlik gaan dit heeltemal vir 'n loop deesdae. Dit gaan nie meer, God is nie eerste nie. Ek verstaan die dilemma. Maar daar kom seker 'n punt dat ek hier moet sê, maar hoorie, moet ons nie miskien by eerder 'n bietjie meer begin doen wat die Here vir ons sê nie. Né? So dit kan julle maar 'n bietjie gaan aan kou, vriende, maar is die dinge van die Here vir ons belangrik? Dit is geloof wat tot dade toe oorgaan. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Soos geloof wat nie tot dade gaan nie oorgaan die dood. So dit is die idee daarvan om God te loof en te aanbid as 'n gemeenskap van gelowiges saam. Is God se dinge is vir hom belangrik. Om die woord te lees, om 'n verhouding met die lewende God te hê, is vir God belangrik. Om die vrug van die Gees deel van jou lewe te maak, geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing, dis God se goed. Dit as jy sê maar God is in jou lewe, die Heilige Gees is in jou lewe, dan is dit die goed waarna ek en jy die heeltyd moet strewe. Dit is tog geloof wat tot dade toe oorgaan. As dit nie is nie, is dit soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie, hy's dood. Nee. En dis nie 'n wettiese ding, jy moet dit. Nee, omdat jy dankbaar is vir wat God in Christus vir jou gedoen het, omdat die Heilige Gees binne in jou is, moet die goed mos vir jou ook belangrik wees wat vir God belangrik is. Nie waar nie. Dit kan mos nie anders werk nie. Daarom het ek vir julle eergister ook gesê, as jy voller raak van die wêreld, dan raak die wêreld se goed vir jou belangrik. Dit is net 'n given. Hoe meer God vir jou belangrik raak, hoe minder raak die wêreld se goed belangrik. Hoe meer begin ek en jy strepe trek in die sand, om te sê, hierso, daai goed gaan ek nie oor nie. Ek het 'n bietjie met julle gepraat oor saambly. Eergister in die kerk. Dis net plain verkeerd. God sê, as jy van begeerte brand, trou. Sê, ek wil dit sê nie, dis die woord wat dit sê. So ons is nou so deel van die lewe en van die wêreld, en almal doen dit nou, maar so dan doen ons dit ook nou maar. Nee, sê Jakobus, jou geloof moet tot dade oorgaan, en dit is dit nie door daar gaan soos 'n liggaam wat dood is, hy haal nie asemhaal nie. Hy sê plain dood, gaan niks aan nie. En vriende, ons moet baie mooi kyk in die tyd wat ek en jy leef, dat ons nie so slap visse raak, wat maar die dooie visse raak, wat maar net so met die stroompie afval nie. Ons moet baie mooi gaan soek, die pad wat die Here vir ons gee, is 'n nou pad, dit is nie 'n maklike pad, dit is maklik om maar net so saam te hardloop. Maar dit is baie keer nodig dat ek en jy maar sê, maar ek is mos God se kind, die Heilige Gees is binne my, hierdie goed, dit is daarvoor wat ek staan. En dit is nie altyd gewild nie. Mense sê, ag man, maar waarvan praat jy nou? Ek luister baie keer vir die mense wat sommer God se naam uitelik gebruik, praat maar sê vir jou, praat maar eerder nie met God praat nie. So nie. Ag vriende, is dit sommer net, julle kan nou so 'n klomp sulke scenario's gaan uithaal, né? Maar dit is nou maar net wat hy sê. Hy sê, hoor hierso,
Ek wil vir julle kom sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade toe gaan oorgaan nie, ook dood. Kyk, evalueer dit 'n bietjie, en unpack dit 'n bietjie vir jou, sê 'n bietjie vir jou, waar is jou geloof dood? Is God se dinge belangrik? Is jou lewe vol van God, of is jy helfte God en helfte wêreld? Of is dit net God? Of is net of eintlik is net die wêreld, die dinge wat vir die wêreld belangrik is, vir jou belangrik? Evalueer jou 'n bietjie en dan praat jy 'n bietjie met die Here daaroor op jou eie. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.